kan ons dink wat se fees wag. Nou vir die ouens wat altyd wil party, die beste party kom. Glo my. Die heel beste, die woord van die Here sê wat aan ons gedagtes nog nie opgekom het nie. Het hy vir ons gaan voorberei. Alright, so dit is nie so lang dweperige plekkie waar jy nou in die hemel gaan sit en nee, ons gaan fees vier. OK. Vanmôre wil ek met jou praat oor die graf is leeg. En dan het ek die woordjie bygesit. Sodat. Jy weet, toe Jesus sy aardse doel kom leef het, dit is sy doel om vir jou en vir my te kom sterf. Dit is sy doel om vir jou en vir my die pad oop te maak na die Vader toe. Dit is sy doel om jou en my sonde te dra. Dit is sy doel om jou en my die hel uit te kry. Right, nou het jy die keuse. OK, so, sy aardse doel was jy en ek in sy gedagte en in sy hart. Jesaja 53 vers 3 en tot vers 5. Hy was verag deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Ek wil hê jy moet vanmôre gou net iets baie sterk raak lees hierso. Hy was 'n man van smarte. Wat was sy blydskap? In sy hart. Hoekom? Want hy het geweet hy's besig om sy Vader te verheerlik met sy leefwyse. Hy het nie uiterlike blydskap gehad, rondgehardloop en ligsinnig gewees nie. Nee, hy het 'n diepe vreugde in sy hart gehad, want hy het geweet, hierdie God, wat ek dien, is 'n regverdige God, en hy is die waarmaker van sy woord, en elkeen van sy beloftes sal uitkom. OK, so die beloftes wat die Here vir jou het, sal uitkom. Onthou, hy was verag, hy was soos een vir wie mense gelaat verberg het, hy was ons, die mensdom, het hom nie geag nie. En ek dink in die tyd waarin ons lewe kom die gevaar baie sterker, dat hulle hom weer nie ag nie. Want die vrees van die Here moet terugkom in ons harte. Alraai, hy sê in vers 4, nogtans, ongeag al hierdie goed, ongeag al die teenkanting, ongeag die sleg sê, ongeag die verwerping, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Hier kom dit, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jy kan nie jou hele lewe uit in 'n verhouding van vrees nie. Die vrees het op Christus gekom. Hy het die prys betaal. Christus het die intensste woede van God die Vader beleef. Dis wat hy vir ons baie duidelik beskryf. En omdat hy bereid was om daai pad te loop, om daardie kant van God te face, dat ek en jy nie in vrees op hierdie aarde hoef te lewe nie. Die straf was op Christus. En ek wil jy moet mooi hoor wat ek sê. Jesus kon nie verstaan waarom die diepte van die lyding so erg moes wees, toe in die kruis uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Maar ek wil jy moet iets verstaan. Hy kon nie sê, my Vader, waarom het U my verlaat nie? Want hy was nou besig met 'n God wat sonde haat, wat sonde oordeel, wat sonde uitklee, en hy kon nie optree as 'n vader van liefde nie. Want hy moes die prys op Jesus laat afkom. Daarom kon hy nie sê my Vader nie, hy sê my God, waarom het U my verlaat?
Onthou in die tuin was die druk so erg dat hy bloed begin sweet het. En hy het geweet wat wag en hy het gesê, Here, as dit moontlik is, laat hierdie beker verbygaan en God sê vir jou, vir my, sê hy vir Jesus, nee. Vir die seun van God sê hy nee, sodat ek en jy gered kan. En dis die uniekheid van hierdie liefde van die God wat ons dien. Jy sien, hy het sonde vir jou en vir my geword en hy was direk onder God se oordeel. En dit het veroorsaak dat hulle gemeenskap vir daardie verskriklike klompie ure totaal verbreek was. My God, waar is U? Wat het God gesê? Nee woord nie. Jy sal die prys betaal. Hoekom? Want Jesus het gesê, ek sal vir hulle die prys betaal. Ek sal vir hulle gaan sterf. En God sê, is jy seker? En Jesus sê, ja, ek het die koste bereken. Jy sien, ons bereken nie die koste as ons die Here dien nie. Ons wil hom dien as dit goed gaan. Maar ons wil hom nie dien as dit swaar gaan nie. Ons wil hom dien as dit voorspoedig is, maar ons wil hom nie dien as dit swaar gaan, as daar moeilikheid, as daar teenkanting kom, dan wil ons niks van hom weet nie. Die graf is leeg sodat, en ek wil jy moet mooi luister vanmôre, ons bevraagteken God so maklik, en hy kan nie verstaan, waardeur moet ek nou gaan nie. Wat 'n wrede God dien ek nie. Hy verstaan nie waardeur gaan ek nie. Ja, moenie met my praat oor Jesus nie, want hy was mos God. Ek gaan jou anderster bewys. Hy was God. Maar hy het nie sy godheid gebruik op hierdie aarde nie. Ek gaan dit verder vat. Hy het nie sy godheid gebruik om af te sjou met die wonderwerke nie. Want hy het daai selfe autoriteit vir jou gegee. As hy wou afsjou, sou hy nie vir ons gesê het gaan doen dit nie. Hy was totaal mens, maar hy het vir ons 'n ongelooflike voorbeeld kom stel om in die verhouding met Vader te staan. Jy sien, Jesus as Christus kom en hy kom wys vir ons die pad wat ons moet stap. Dis met die uniekheid van die Here. Ek en jy kon nou die Koran vanmôre gehad het, nie die Koerant, nie die Koran. En dan kon ek en jy nou vanmôre die Koran gelees het wat gesê het, jy moet soveel mense doodmaak, jy moet soveel Jode doodmaak, want dan wag vir jou 70 vrouens. En dan het jy gedoen wat die Koran gesê het. Maar toe kry ek en jy die lewende woord. En God sê nie in sy woord, doen dit nie. Hy stuur sy seun, hy kom wys ons hoe om dit te doen. Hy sê, ek sê nie vir jou, jy moet iets doen wat ek nie self kan doen nie. Hy kom wys hoe ek en jy dit moet doen. Alright, maar nou ons is baie maklik om te sê, ja, maar die Here verstaan nie, en ek skwaad vir hom, my man wil nie die Here dien nie, hierdie een, geliefde vir my is dood, hoekom laat die Here hierdie goed toe? Kom ons kry antwoorde in die woord. Is daar 'n maklike antwoord vanmôre? Nee. Daar is nie. Jesus se lewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy verstaan jou elke krisis, jou elke probleem. Baie dieper as wat jy dink. Weet jy hoekom dink hy ken hy dalk nie joune nie? Want jy's nie in 'n verhouding met hom nie. Want die oomblik as jy in jou krisis kom, sê hy vir jou en deur sy gees, ek is hier. Ek is hier. Ek is baie lief om altyd vir mense te sê wat op hulle einde is. Ek sê dit altyd vir hulle. Ons gaan wen. Want ek weet wie's my ons. Ek het 'n onveranderlike God. Ek het 'n onveranderlike God wat altyd elke dag dieselfde is. Maar kom ek lig net gou Jesus uit. Hy het op een dag so baie
druk ervaar. Hy het soveel ongelooflike drukking ervaar. Daar was soveel eise op hom geplaas. Net die kruisiging was groter as die eise van sy daaglikse take. Noem dit vanmôre wat jy wil noem, maar noem dit werklik. Hy het op een dag, voordat die son sou sak, meer druk besef, as wat ek en jy kan op een dag hanteer. Van kalmte tot chaos, van vrede tot verwarring. Sy dag begin met slegte nuus. Meester Johannes is dood. Sy vriend is dood. Sy voorloper is dood. Hy wat die weg moet reguit maak, is dood. Sy neefie is dood. En hier sit hy, en hy sit met hierdie seer van dood. Die Bybel leer my, hy het na 'n stil plek toe gegaan. Hy het nie na die wêreld toe gehardloop en gesê, "O, hemel ouens, julle gehoor nie." Nee, hy het sy seer gehad. En jy wat iemand in die dood afgestaan het, hy's by jou. Moenie hom vra, hoekom is hulle dood nie? Sê, Here, troos my. Troos my. Maar jy sien, Jesus kry nie kans om getroos te word nie, want terwyl hy daar staan, en hy besig om hierdie ding te verwerk, sê dieselfde ouens vir hom, daai Herodes wat hom doodgemaak het, soek jou op. En onmiddellik is daar 'n ander krisis, sy veiligheid word bedreig. Hy kan nie klaar treur oor hierdie geliefde vriend van hom nie, om die volgende oomblik te hoor, dieselfde wat hom doodgemaak het, wil jy ook doodmaak. En onmiddellik skop daar 'n ander ding in Christus se kop in, en hy besef, ek moet sterk staan. Dieselfde boodskappers. En dan die volgende oomblik, daar in Matteus 13:14 sê hy vir ons baie duidelik, en Jesus wil gaan, hy wil bietjie gaan een kant raak. Dis nou twee slegte goed wat vroeg mee jou gebeur. Jou pelle is dood, en daai wil jy ook doodmaak. En terwyl hy hierdie goed verwerk, kom sy disippels daaraan, gaan lees dit maar. En hierdie ouens is super excited. Here, ons het duiwels uitgedryf, ons het siekes gesond gemaak, Here, ons het dooies opgewek. Hulle sien nie sy seer nie. Hulle sien nie sy wroging nie. En jy voel baie keer, maar niemand weet van my nie. Mense het nie nodig om te weet nie. God weet. God weet altyd. En wat gebeur hier met Jesus? Hy moet sy begrafnisbrief, gedagte, moet hy laat staan, en hy moet opgewonde raak saam met sy disippels, want hulle kom vertel vir hom goeie nuus. Wat ek vir julle gesê het, gaan doen dit. Kom hulle terug. Hulle sê, Here, al die goed het gebeur. Wow, ons is excited, Here. Ons wil die wêreld omkeer. It's amazing. En wat het Jesus aangehou doen? Engels sê, he adapted. Hy het aangepas. Hy het gesê, man, is great. Ek gaan my blydskap met julle deel, want julle het goed gedoen. Markus 6 vers 30. En die apostels by Jesus saamgekom, alles vertel wat hulle gedoen het, sowel as wat hulle Wow! En nou is hy besig om te rejoice, en hy sê, man, julle ouens is great, ek is trots op julle, julle doen goed. In die volgende oomblik stap al 5000 manne in. Skat om tussen 5 en 25.000 mense. Ons soek kos. Van die dood, van die verwerping, van die blydskap, na die nood. En skielik moet hy 25.000 mense kos gee.
Is nie amazing nie? En dan kerm ek en jy oor, waar's die Here? Hy is so intens by jou betrokke. Weet jy vanmôre dat hierdie Sondag, tot hy klaar maak, het God klaar vir jou uitgelê. Is klaar vir jou uitgelê. Hy is so intens betrokke in jou lewe. Hy is intens betrokke by jou seer, by jou verwerping, want hy was in al hierdie goed. Hy was verwerp. Ek meen, hulle het hom verwerp. Dieselfde ouens wat hy genees sê, kruisig hom. Die ou wat saam hom aan die tafel sit, steek die mes in die rug. Het jy ouens wat jou al verraai het? Ja, hy is 'n goeie geselskap. Wat moet jy doen? Steek hom terug. Nee, vergewe hom. Vergewe hom. Vergewe hom. Jy sien, vergewe hom want God doen die werk. Wat het Judas gedoen? Hy het homself gaan ophang. As jy hom opgehang het, het jy moord gepleeg. Maar omdat jy hom vrygespreek het, is jy vry. OK. Dan gaan hy na vers 31 toe. En hy sê vir hulle, baie goeie raad. Kom julle self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. Jy het so 'n dag gehad. Staan op, vrou sê, gaan gou vir julle bacon en eggs maak. Julle mag bacon eet, ons is nie Jode nie. Dis ook nie 'n moslim nie. OK. En dit is vrek lekker om 'n ou bacontjie te eet. Maar dan kom jy daar by die kos, dan lê die foon. En dan lê die foon weer en dan's daar iemand wat jou soek en dan lê die voordeurklokkie en jou kos word. Was jy al daar? Ek's baie daar. Ek het al vir my vrou gesê, as ons aansit, ons gaan nou eet, dan sê ek die foon gaan seker nou ry. Tring, tring. Ja, jy roep dit mos. En dan het ons dag beplan, ons gaan die doen, ons gaan die doen, ons gaan daai sien, ons gaan hierdie doen. En weet jy wat, ons nooit uitgekom het? Nooit. So jy is nie alleen nie. Jesus is heeltemal deur dit. Kom in die eensaamheid na 'n verlate plek, rus bietjie, want daar's baie wat kom en gaan. Hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om die geheim bly. Kom in die eensaamheid na 'n verlate plek toe, gaan raak jy 'n bietjie stil. Kom jy op die plek waar jy kan hoor en verstaan. Hy was daar. Hy was daar. En dis wat jou en my vanmôre in soveel verwondering moet laat staan oor hierdie God wat ek dien. Hy het net mooi en als gedink. Alles. Hy het niks uitgelaat. En ek en jy kan hom nie vanmôre beskuldig dat hy sê, ja maar Here, u verstaan nie. Hy was daar. Hy was heeltemal daar. Lukas kom uit hoofstuk 14, hy sê daar, 24 vers 1. Hy sê baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom, die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. Hulle het toe die steen van die graf afgerol gevind. Sien gou iets raak. Hulle kom met die speserye, hulle gaan hom nou kom balsam, hulle gaan hom nou kom. Die klip is weg. God se detail is fenomenaal. Jesus sê by Lazarus, rol die klip weg. Toe dit by Jesus kom, is die klip klaar weg. Wat vir my net sê, God bly altyd in beheer. Alright, hy sê in vers 3. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Vers 4 sê, en toe hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle, in blink klere. Was jy al verleend? Was jy al in die verleentheid? Het jy al iets gesê en gedoen? Het jy al van nou gestaan en praat, en staan jy agter jou? Ja, want jy die mooiste storie wat jy nou wil spin om die storie nou eintlik mooi te maak. Jy lieg, jy skinder. Verleentheid. Hulle is verleë. Hier kom ons met alles, ons kom met die beste speserye,
gaan kyk na die waarde van daai goed, hulle is verleë. Graf is leeg. Ons lyk soos clowns. Ons kom met al hierdie goed graf toe, maar nou is die graf leeg. Wie weet jy, die les wat jy daai moet leer, gaan nie oor jou nie. Gaan nooit oor jou. Soos jy verleë is, wees maar verleë. Vat dit met grasie. Want God het 'n groter plan. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, die groot vraag, waarom soek julle die lewende by die dooies? Jesus het 'n vreeslike woord gesê, wat ek vir baie jare mee gestoei het. Toe die jongman kom, hy sê, ek sal alles doen om u te volg, toe sê hy, gaan verkoop alles. Toe raak hy hartseer. Kom 'n ander man by hom, sê vir hom, ek wil net gou my pa gaan begrawe. Wat sê die Here vir hom? Kyk hoe ongevoelig klink dit. Laat die dooies begrawe. Kom jy hier en kom volg my. Met ander woorde, wat sê hy? Die dooie is nie dood nie, hy lewe. Moenie sit en treur nie. Hy lewe. Werk dat jy saam met hom kan kom lewe. Right. So, moenie die dooies by die lewende soek nie. Hy's nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe in Galilea was. Hy het dit gesê. Ek gaan die 3de dag opstaan. Ek het hierdie hele naweek met hierdie ding in my kop. Wow, ek sien Jesus, hy's besig om te perform. Hy preek in die hel, 2000 jaar terug. Hy preek vir die gevangenes. Hy bring vir ons wat sonder 'n wet dood is voor die wet van Moses. Preek hy bekering in die hel. Ek wonder hoeveel het tot bekering gekom. It's amazing. Ek het vir julle gesê ek gaan opstaan. Ons sit hier vanmôre en ons wonder, gaan hy terugkom? Hy moet net nie nou kom, ek het nog baie planne. Nee. Ek gaan afsluit met 'n skok daar. Matteus 25 vers 1, nou kom ek by die boodskap. Matteus 25 vers 1 sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Hoor jy wat word onmiddellik aan jou gehang? Dwaasheid. Ek wil iets aanhaal wat Tozer geskryf het. Ek wil jy moet asseblief dit net inneem. Ek het hom net 'n afskrif gemaak van sy woorde. Tozer sê, our fathers had the flame of the Holy Spirit. Het jy vanmôre daai vuur? Oeps. Okay. Hy sê, but where is that living flame that has shone so brightly in the days of old? We do not have it because we do not experience it. Tragies. We have come in by saying, I accept Christ. We sign the card, we join something, but we haven't really met God. Ouens, en dis in die orde van die dag. Kyk waar 1000 mense, waar 10,000 by mekaar kom, hulle hype jou op, hulle charge jou op, jy sing, jy ding, gaan te kere, die prediker maak 'n uitnodiging, sê, wie wil Jesus aanneem? En almal staan, yes, ek wil, en dan sê hy, right, nou is julle kinders van die Here, hy lieg vir julle. Jy's nog nie kind van God nie. Jy het hom ingenooi, maar nou het hy voorwaardes in sy woord. Hy wat glo en hom laat doop en vervul word met die Heilige Gees.
Maar ons wil die gewete sis om te sê, ek het my hart vir hom gegee, ek is nou gered, ek is nou kind van God. Tozer het hierdie goed 100 jaar terug geskryf. Hulle tel toe die misleiding gehad. Vandag dien jy die Here soos dit jou pas. Toe, het nie die reël gemaak nie, jy gaan moeilikheid kry. Maar die verstandiges, dank die Here, hier kom die onderskeid, het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem, en hier kom dit, terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword in die slaap geraak. Die verstandiges en die onverstandiges, die wyses en die dwaases, almal word moeg, ouens, almal het in die slaap geraak. As jy vandag moeg is dit oukei. Dan kry jy rus in die Here en kry nuwe krag en staan op, want sy vaste liefde is nie elke môre. Alright, en middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet, toe staan al die maagde op en maak hulle lampe gereed, en die wat dwaas was, sê nie verstandig is, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, gaan na die verkopers, koop vir julle self, en onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop, maar hy antwoord sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag, die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Die prys vir die olie is 'n groot prys. Ek sê dit nog altyd, God gee nie net sy Heilige Gees. Jy bid, ek wil die gawe hê, ek wil gesondmaking gawe hê, ek wil profesie hê, ek wil tale hê, ek wil... As jy dit nie tot eer van God gaan gebruik nie, hoekom moet hy dit vir jou gee? Alright, maar toe kom die kerk op 'n punt, jare terug, wat ons besluit het, die gawes is nie vir my nie. En jy glo die leuen van die Satan. Want die gawe is vir elkeen. Gaan lees bietjie wat skryf Paulus. Elkeen kry 'n gawe. So waar's die gawes van die kerk? Waar's die gawes van die groot kerk vandag? Die prys vir die olie, die prys wat God op dit sit, jy en ek is nie tevrede met 'n oppervlakkige verhouding nie. 'n oppervlakkige ontmoeting of net 'n encounter met die Here nie. Wow, as ek Sondag hier kom, gaan ons 'n lekker liedjie sing en yes, ek gaan daai gevoel kry. God's nie gevoel nie, God is God. Hy's stabiel. Hy het sy gees wat hy jou mee wil vertrou vanmôre. Die graf is leeg. Sodat, hoe lank gaan ons nog verskoning soek? Gaan ons nog om die verskonings hardloop? Jy sien, God se oorblyfsel, die remnant, moet nou kom in totale honger en dors, deur intimiteit in ons verhouding met hom, gehoorsaamheid wat alles uit die pad vee, totale oorgawe, baie mense soek die salwing, maar baie min wil die prys betaal. Dit kos 'n prys. Dit kos om jou knieë deur te kruip. Dit kos om by God te gaan lê in benoudheid, te gaan huil, te gaan soebat, te gaan smeek. As Jesus dit moes doen, wat maak jou nou so spesiaal? Dat jy nie hoef nie. Daar's net een pad. Dis daardie pad. Daar's 'n koste aan sy olie. Ons kan hierdie olie nie koop nie. Ons kan dit nie namaak nie. Ons kan dit nie omseil nie. Olie word gedruk om uit te kom deur die vloei. Dit vloei vanuit 'n geheime plek
wat 'n mens nie kan sien nie. Daar waar die druk die grootste is, kom die olie uit. Jou salwingsolie. Die Bybel sê 'n maatemmer. Jy sit jou liggie onder 'n maatemmer. En dit beteken niks. Beteken niks. Daar's druk, ouens. Daar's druk om te sê ek wil deel van die godheid wees. Kan ek 'n vraag vra vanmôre? Ek gaan hom vra, julle ken my mos nou. Ek vra net toestemming omdat ek oordentlik is. Ek loop al 'n week met hierdie gedagte en ek bly dit vir my vrou sê. Wat gaan die wêreld weer tot stilstand bring, soos COVID? Daar's net een ding wat dit gaan regkry. Dis die wegrap. Niks anderster nie. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, ek wil nie bang praat nie. Ek wil vir jou sê, kom in 'n heilige verhouding met God. Terwyl ons hier sing vanmôre, sê ek, Here, wow, how amazing sal dit wees. En hoe hel scary vir hulle wat agterbly. Is jy waardig vir die fees? Ek bid dit elke dag. Here, laat ek net waardig sal wees om daar te wees. Nou ja, as jy nie in die wegraping glo nie, hoopie, dan gaan dit nooit gebeur nie. Dis fyn. Maar wanneer moet dit plaasvind? As ek na hierdie gedeelte lees, dan sien ek enige tyd. Want ek kom soos 'n dief in die nag, want hy het gesê, hy wat gesê het, hy kom soos 'n dief, hy het gesê, dit sal weer wees soos in die dae van. En dit is weer so. En amazing, as die wegraping plaasvind, minstens die helfte van die Christene gaan agterbly. Ek lees 'n boek hierdie week van Dominee Rabie, 1917. En ek was so opgewonde toe ek sy boodskap lees. Want sy boodskap wat hy in 'n boek geskryf het my verskriklik opgewonde gemaak. Hy noem dit nie die wegraping nie, hy sê die wegneming. Which is great. Maar hy sê 'n baie interessante ding. Hy sê die grootste herlewing wat hierdie aarde ooit gesien het, sal wees na die wegraping. En ek sê vir die Here, dankie, dis wat ek glo, dis wat ek in die Bybel lees. Ek lees nie van herlewing wat kom nie. Ek lees van afval, ek lees van liefde wat verkoel, en dan vra my Jesus, gaan ek nog die geloof kry? Herlewing met geloof, hoe werk dit? Nee, herlewing. Jy gaan 'n verskriklike herlewing kom as die wegraping plaasgevind het. Dan gaan jy sien, hoe gaan jy ons deur 'n druk gaan om vol te word van die Heilige Gees. Mag hulle siele dan gered word. Die woord van die Here sê, die Heilige Gees is soos die wind. Die drukpers om olie te kry. Die Heilige Gees is soos, jy weet nie van waar hy kom nie, jy weet nie waar toe gaan hy nie. Maar te veel van ons sê, ag, gaan net verby, ek wil jou nie hê nie, want jy pla my, jy kla my aan, jy oortuig my, ek het nie nou tyd vir jou nie. Sê dit dalk nie, maar jy leef dit. Jy leef dit. Ons is roekeloos. Ouens, ons is baie, baie roekeloos. Die olie en die salwing van die Heilige Gees werk op sy sterkste op middernag. Op die donkerste tye, in die plekke van gebed, in die plek van trane en vernedering voor God. Weet jy hoekom wil baie mense nie bid nie? Weet jy hoekom wil baie mense nie bid nie? Hulle is hoogmoedig.
Ek het nie God nou nodig nie. Hoekom moet ek nou bid? Ek voel nie om te bid nie. Dan sê die Here, okay, maar ek voel ook nie om te antwoord nie. En hy gaan nie antwoord nie. So die oomblik as jy ophou bid, is jy hoogmoedig, val jy in dieselfde kategorie as die Satan. Wie wat, Satan het nie 'n plek by God gehad nie. En as jy nie gaan begin bid nie, het jy nie plek by God nie. Alright. Wie Jesus se olie dra, daai salwing dra, is gemerk met God se teenwoordigheid. Nie net in die openbare plekke nie, veral in jou binnekamer. God rig sy oliedraers op, en dis manne soos ek en jy, vroue soos wat ons hier het by ons, wat nie compromise nie, wat nie deur die louteringsvure sal gaan om terug te deins nie, wat skoon, rein en heilig sal uitkom, soos Daniël se vriende. Weet jy wat? Maak hierdie vlamme so warm soos julle wil, ek sal deurgaan. Sal ons? Sal ons? Hierdie nagmaal het vir ons 'n te groot gewoonte geword. Ons dink dis ons reg. Ons dink ons doen die Here een verskriklike groot guns om hom te dien. Ons dink ons doen hom 'n guns om hom te dien soos ons hom wil dien. En ons dink God skuld ons iets. Hy skuld jou niks. Die prys is klaar betaal. En as die prys betaal is, skuld ek en jy hom. Moenie hierdie goedkoop maak nie. Moenie jou verhouding met hom goedkoop maak nie. Moenie compromise nie. God seën sy Josefs. Voel jy vanmôre verwerp? Josef was ook daar. Hulle het hom weggegooi. Hulle het hom in 'n put gegooi. Hulle wou hom doodmaak. Hou op om jouself jammer te kry. Kry nou einde daarmee. Asseblief. Josef was daar. Wat's God se einddoel met Josef? Hy regeer 'n land. Hy regeer die wêreld met kos. God soek vanmôre 'n Ester. Wat sê ek sal my lewe op die spel plaas? Here, dit gaan nie meer hoe ek voel nie. Gaan nie meer oor kry my jammer nie. Gaan nie meer oor my ou klein wêreldjie en almal moet maar aanpas nie. Gaan nie meer oor almal moet maar dit ontgeld omdat ek so bitterbek is. Magtig ouens, kom ons kry klaar. Mordegai kom by haar, hy sê vir haar, Ester, as jy stil bly, gaan al die Jode doodgemaak word. Weet julle wat? Met jou mond is jy dalk besig in jou eie huishouding om jou eie mense dood te maak. Besig om jou eie mense van God weg te jaag. Esters, God soek julle. Kan ek die volgende uur praat oor God soek Dawid? Al die seuns word geroep, kom ons gaan 'n koning salf. Samuel sê, snier die ons nie. Ja. Dit kos dat hy vir Dawid moet vra. Het jy nog 'n kind? O, ja, maar hy's aanneem kind. Maar hy pas skaap op, man. Samuel sê, haal hom. Toe hy kom, toe sê hy, is die koning. Verwerping. En jy wil kerm. Dawid vlug vir sy eie kind, sy kind wil hom doodmaak. En jy wil jou doodhuil oor jou kind ongehoorsaam is, maar jy is dalk die rede, hoekom jou kind rebels is. My Bybel sê, in die laaste ras sal die kinders teen die ouers opstaan. Wie se skuld is dit? Ouers, is julle skuld. Jy maak vir jou kind 'n rebel. Of jy dweep, of jy is bitterbek, en jy maak hierdie afstand al hoe groter.
Dawid was daar. Die koning, as Dawid vir hom harp speel, sy die kampioen, die volgende oomblik kom die spiesie teen sy kop verby. Laat my, ek doen sulke goeie dinge, maak mooi musiek, ek maak die koning rustig, ek behaag die koning. En dan wil hom doodmaak. Dan sit Dawid in 'n hoekie. Sou hom my doodmaak? Nee. Hy kry 3-4 geleenthede om daai selfe Saul dood te maak. Leer gou iets, man. Moenie altyd iemand wil terugkry. Kry klaar. God sê die oordeel is syne. Alraai. So, hy kom op 'n plek waar Saul lê en slaap en wat doen hy? Hy sny 'n stukkie van sy rok af. Maklikste is om 'n spies te vat en so voel ons mos oor mense. Kry klaar met jou nonsens. Daar's nie 'n ander woord vir dit nie. Ons het die voorbeeld uit die woord uit. Bereken die kostes, ek wil vir jou sê, deur te druk, Jesus is dit werd. Sy olievloei sal nooit opdroog nie. Want sy gees onderhou ons, bekragtig ons, rus ons toe, genees ons, bevry ons. Laat hom toe om te druk en te pers en laat hom toe om te vernietig wat jy nog koester. Maar hierdie is my ou bondeltjie. Miskien wil jou man of jou vrou lankal daai bondeltjie met 'n dynamietstuk opgeblaas het. Laat dit doen. Raak ontslae, man. Ouens, ons moet ophou kerk speel. Ons moet ophou rondhardloop en dink, ja, God is maar tevrede. Nee, God het 'n eis. Jesus het die prys betaal. Hy het die voorbeeld kom stel. Hy soek Dawids en Esters en hy soek Josefs. Hy soek nie Judas nie. Hy soek nie Judas nie. Die graf is leeg. Sodat ek en jy wat leeg was, vol kan. En as jy vanmôre dit kan snap, het ek hoop vir jou. Die verskoning van, ja, maar hy wil nie vir my sy gees gee nie. Jy en die duiwel het so 'n lieflike verhouding. Julle het 'n liefdesverhouding. Die duiwel sê, nee, maar jy's nie goed genoeg, maar ek sal na jou kyk en jy sê, oké. En hy's besig om jou te verwoes. Hy's besig om jou te verwoes, omdat jy nou sy leen sit, bly sit en luister. Alright. Laat God toe om daai ding te vernietig. Laat hom toe vanmôre om daai dooie takke af te sny. Want wat kom is olie, wat net deur verdrukking kan kom. God is besig, ons het die kursus gedoen, consecration. God is besig om ons te louter. Nou wil ek die vraag vra, hoekom moes Jesus gelouter word? Hoekom moes hy gelouter word? Sodat ek en jy kan associate. Sodat ek en jy kan sê, wow, hy is hier vir my. Ek gaan ook. Ek gaan ook hierdie pad loop. Okay, maar ek wil net kyk toe Jesus nou hierdie groot verwerping hier gehad het en toe hy het julle geweet hy het depressie gehad. Hy het staan in jou Bybel. Hy was in die tuin van Getsemane. Hy is depressed. Hy sê, Here, asseblief, laat dit verbygaan. Maar jou depressiegat is so groot, Kimberly kan nie daarin pas. Hoekom nie? Want ons kry onsself jammer. Ek en jy het 'n koning wat
ten volle hierdie pad geloop het? En jou antwoord lê net by hom. Alraai, die kostes is groot, maar die beloning is groter. Wil afsluit. Hierdie louteringsvuur, in die eerste plek, vasberadenheid om die prys te betaal, Jesegiel 20. Vasberadenheid. Hy sê, hoor die woord van die Here, so spreek die Here, Here. Kyk, hoor wat sê hy. Ek, God, steek 'n vuur in jou aan, wat in jou elke groen boom en elke droë boom sal verteer. Die uitslaande vlam sal nie uitgeblus word nie, maar daardeur sal, hoor wat sê hy, alle aangesigte verbrand word van die suidland af tot die noorde toe. Met ander woorde, ophouer. Alles waarmee hy nie tevrede is nie. Groen boompie wat jy dink, ek is 'n wonderlike liewe Jesus kindjie. Dan ruk hy die mat uit en sê, moenie hoogmoedig raak nie. Moenie vol trots raak nie. Hy sê, en alle vlees sal sien dat ek, die Here, dit aangesteek het, sal nie uitgeblus word nie. Weet julle hoeveel van ons ouens lê in die hospitaal? Weet julle hoeveel gebede antwoord God nou? Maar weet julle hoeveel van die ouens in die hospitaal sê vir ons daar gaan besoek, ek moes hier kom, om bietjie weer God se stem te hoor. Nou wil julle nou eens maar nou almal in die hospitaal gaan lê, dat jy sy stem moet hoor? Hoe stupid is dit? Moenie daai pad kies nie. Vra hom, stuur die loutering. Sit hierdie druk op my. Sit my deur die pers. Want as die wegraping kom, wil ek saam. Dis die laaste wat ek wil mis. Elia se een enkele gebed het vuur laat val. Psalm 45 vers 4 en 5 sê, nou die perikoop sê daar, hoor wat sê hy daar? Hoor wat sê hy daar? Die perikoop sê, die Messias bruilofslied. Die Messias se bruilofslied. Gord u swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid. Ja, u heerlikheid. Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid en laat u regterhand u vreeslike dinge. Wat sien ek hier? Vat die woord, Here. Vat die swaard. Praat met my. Ek is op pad na 'n bruilofsmaal toe. Is jy? Is jy? Is jy doodseker jy's op pad? Ja, ek gaan die Here vandag dien. Vandag gaan ek hemel toe, maar môre bietjie ver. Ouens, kom kry klaar. Double-minded. Kry klaar. Ek wil nie nog 'n Paasfees op die aarde wees nie. Dankie Tannie Matty, want ek weet sy is op pad saam. Jesaja 66 vers 7. Voordat sy weer gebaar het sy gebaar. Voordat smart oor haar gekom het, is sy van 'n seentjie verlos. Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word 'n land op een enkele dag gebore, of word 'n nasie met een slag gebaar? Want Sion, God se plek, het weer gekry, met eens haar kinders gebaar. Dan gaan nou by vers 9 kom. So wat het hierdie skrif betrekking op Israel? 1948 het hulle almal teruggekom. Op een dag. Dis onmoontlik. Dit het nog nooit gebeur nie. Dit het daai keer gebeur. Dit kan nooit weer gebeur nie. Op een dag is 'n nasie gebore. Een dag, 1948, is die verbond geteken, is Israel oombliklik gebore as Israel, God se volk. En dan vra hy die vraag vers 9. Kyk wie praat nou. God sê, sou ek naby die geboorte bring en nie laat baar nie, sê die Here, of sou ek wat laat baar self
toesluit, sê jou God. Wat Jesus gedoen het, hy het gaan sterf, hy het die dood en die hel gaan oorwin, hy het opgestaan, die graf is leeg, daar's nie 'n dooie baba in die graf nie. Wat God in jou en in my lewe begin, is nie 'n dooie babietjie nie. Hy het met jou begin as 'n babietjie. Jy het jou hart vir hom gegee. Toe vat hy jou 'n tree verder, jy gaan deur die doopwater, jy sterf af, jy sê, is nie meer ek wat leef nie. Toe gaan jy 'n tree verder en hy vul jou met die Heilige Gees. Toe gaan jy 'n tree verder en jy word kragtig in die Here. God maak niks dood nie. God maak nuut. God gee nuwe lewe. En vanmôre wil ek bid dat die Here vir jou nuwe lewe sal gee. Ons kry nie 'n doodgebore baba nie. En hier kom die nederigheidstoets in. Sal jy erken? Sal jy sy aangesig soek totdat sal jy jou totale afhanklikheid aan hom bevestig? Johannes 14. Sê vers 15. En ek konfronteer ons almal vanmôre. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. As jy nie in volle gehoorsaamheid loop vanmôre nie, lieg jy. Jy's nie lief vir hom nie. Hy sê so. Gaan jy op met jou verskonings? Gaan jy op 'n verskoning soek? Want daar is nie 'n verskoning. Ons kan nie een kry nie, want Jesus was klaar daar. Hy het vir ons kom wys, dis moontlik. Hy het kom wys, hierdie pad wat jy loop, is moontlik. Sonder vriende, sonder geliefdes, sonder geld, sonder, maar met my Gees. En nou kom sy belofte, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om wat te doen? Tot in ewigheid. Het jy die Gees van God vanmôre? Dan gaan jy hom lief hê. Het jy hom lief vanmôre? Dan gaan jy gehoorsaam wees. As jy gehoorsaam is, gaan jy sy gebooie bewaar. As jy hom lief het, is daar niemand vir wie jy so lief kan wees as vir hom nie. Kan nie. Ouens het ons nie eens geken nie, maar toe gaan maak hy homself, toe gaan sterf hy vir ons. Jemmel. Hoe lief moet hy jou hê? Hoe lief moet hy ons hê om te weet? Jy gaan nog vanmiddag skinder van iemand. En nog steeds is hy lief vir jou. Gaan jy sterf hom? Gaan jy so vir so ou sterf? Nee, gaan hom nie tande skop. Laat hy vir 6 weke nie kan praat na al sy tande uit sy mond uit is. Miskien kan hy in 6 weke dalk tot bekering kom en ophou skinder. Dis hoe lief vir jou het. En moenie dink jy gaan dit regmaak nie. Net hy kan. Dit gaan wanneer jy in totale afhanklikheid na hom toe gaan. Hy sê en daai Gees sal vir ewig in jou bly. Ouens, ek vra jou vanmôre, watter Gees beheer jou? Is dit die Gees van God? Is dit jou eie gees? As dit jou eie gees is, die duiwel is uit die hemel uitgegooi. Ek het laasweek daarna gekyk. Meneer, hoe het jy hier in die feesmaal ingekom? Jy het nie eens feestklere aan nie. Weet jy wat ons fees vanmôre? Julle wat ons feestklere, die Heilige Gees, is die salwing, is die olie. Die Gees van die waarheid wat die wêreld, hier is die tragedie, nie kan ontvang nie, omdat dit hom, kyk net gou hierna, omdat jy die Gees nie sien nie. Kan jy die Gees sien? Natuurlik. Jy sien hom in mense, jy sien wanneer mense praat, jy sien wanneer mense optree, jy sien wanneer mense lief het. Sien ek, die Gees van God is in jou. Wow,
Dink bietjie anders toe. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat dit hom nie sien, hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy in julle bly. En as hy bly, sal hy wees. Hy sal wees. OK, so wat's nou vanmôre nog jou verskoning? Ek het nogal 'n groot parmantigheid in my. Vir die Here gevra, sonder ons uit en laat die wegraping vandag plaasvind. Dalk sal daar nog een siel vandag regmaak. As God dan wag, laat nog een siel, dan is dit die moeite werd. Hemelouens, maak seker. Terwyl ons daaroor dink, ons gaan nou by die tafel kom. Pieter, julle gaan vir ons 2 danse doen, hè? Enetjie, dankie. Kom ons kyk na die intensiteit en luister na hierdie woorde.